Maandans, verbind deur Bloedreeks, boek 1, geskryf deur Amy Blankenship, vertel deur Dini Stein, gepubliseer deur Tech-Time. Angeles Nasionale Woud is die tuiste van die gevaarlike pumas en jaguars wat die woud vol ronddwaal. Somtyds op helder nagte groei hulle getalle so bietjie, terwyl die LA weerdiere, of vormwisselaars soos volkskundiges hulle noem, ook in die omgetemde woud ronddwaal tussen hulle verre familielede. Dis op daardie nagte dat die regte diere wegkruip in hulle gate, terwyl die roofdiere uit die stad hulle gebied lank genoeg binnendring om te jag, of op die rare geleentheid gevegte oplos wat nie op menslike gebied opgelos kan word nie. Daar is niks boser as wanneer daardie vormwisselaars baklei nie, en as een van hulle seer kry, word hulle net so gevaarlik vir mense as hulle dierlike eweknieë. Om die mense te beskerm tussen wie hulle lewe, word vormwisselaars se geskille altyd indien moontlik buite bereik van daardie mense opgelos. En die beste plek is diep binne in hierdie inheemse jaggronde. Vanaand is die woud spookagtig stil, terwyl 2 eienaars van die grootste klub in die stad hierdie ongetemde grond betree, terwyl hulle klere van hulle lywe afstroop om hulle innerlike monsters vrye teels te gee. Vanaand soek hulle die graf van 'n vampier wat hulle albei kan vernietig. Diep binne in die woud, waar geen mense hulle kan hoor nie, het Malachi, die leier van 'n klein jaguar clan, gejaag deur die duisternis na sy teenstander, 'n man wat hy nooit meer moes vertrou het as sy beste vriend nie. Sy teiken was 'n ander vormwisselaar, hierdie een met die bloed van 'n puma wat deur sy are loop. Nathaniel Wilder, sy besigheidsvernoot oor die laaste 30 jaar. Malachi het die oopte ingebars om Nathaniel daar te sien staan en wag vir hom in menslike vorm. Binne die volgende paar tree het Malachi ook teruggekeer na sy menslike vorm. Albei van hulle was dodelik, maak nie saak in watter vorm hulle verander het nie. As mense was hulle albei atleties met spiere van staal onder sagte vel. Vormwisselaars het lank hulle jeugdige voorkoms behou en beide mans het skaars oor die 30 gelyk, al was hulle al in hulle 50's. As hierdie nou 'n Hollywood fliek was, sou dit 'n paar minute geneem het om drasties te verander, maar hierdie was die ware lewe en daar was geen druppende monsters in die oopte nie. Naaktheid was niks vir 'n vormwisselaar nie en die maan het op hulle geskyn soos 'n kollig deur digte wolke bo hulle. Dit hoef nie hierop neer te kom nie, het Nathaniel gesê, terwyl hy sy man staan en probeer om sy vriend rede te laat verstaan. Luister na my, dit was 30 jaar terug en dinge het verander, ek het verander. 30 jaar vol leuns, het Malachi gedonder. Sy stem het in die oopte weerklink. Sy blik het geskuif na waar hy Cain begrawe het, en hy het 'n traan in sy oog voel vorm. As gevolg van jou het ek Cain geketting aan die grond. As gevolg van jou het ek hom vir 30 jaar verlaat. Ek kan nie toelaat dat jy hom opgrawe nie, Malachi. Jy weet wat gaan gebeur as jy dit doen. Nathaniel het senuweeagtig toegekyk hoe Malachi verlangend na die graf van die man wat eens sy beste vriend was, kyk. Hy het dit nie verstaan nie. Cain was 'n vampier en gevaarlik. Cain was ook een van daardie dinge wat in die pad van die vennootskap tussen jaguars en pumas gestaan het. Cain en Malachi se pragtige oorspelige vrou, Carlotta. Nathaniel het haar eerste lief gehad. Hy wou nie hê dit moet so uitdraai nie. Op die ouend het Nathaniel sy probleem uitgesorteer met jaloerse gedrag. Hy het 2 vliee met 1 dodelike klap vermoor. Hy was my beste vriend en hy het my nooit verraai nie. Jy was die een wat my in die rug gesteek het. Malachi het die trane van woede weggeknip, terwyl hy aan die oorring in sy oor gevat het. Cain se oorring, wat het hy gedoen? Toe hy Cain gebuk oor sy dooie vrou gekry het, het hy eers verward gehuiwer, totdat
Sample complete. Ready to continue?